Daar is talle tye in die Bybel waar daar uitnodiging is in die skrif vir oë om op te gaan en ore om op te gaan om te hoor. So ek wil begin op 'n hele ander manier. Ek het dit nog nooit gedoen, dink in 23 jaar nie. So by myself en vanaf na my eie gesin toe, my vrou, hier by jou, my seun, my dogter wat aan daai kant sit, of julle vra saam met my hoor die woord van die Here. Vir julle as my kinders en my vrou, my kollegas, waar julle oral sit, wil julle nooi oor die woord van die Here. Ons leierskap, bedieningsleiers, gemeentelede, gaste wat by ons kuier, probeer almal so vinnig in die oë kyk. Hoor vandag die woord van die Here en ontvang dit in jou gees. Want die ingeplante woord van God het die krag om jou siel te red. Skryf Paulus, die woord van die Here, ingeplant in jou hart, het krag om jou siel te red. En hoe ouer ek word en hoe meer ek sien hoe die wêreld aangaan, hoe dringender word in my gees dat mense die goeie nuus hoor en verstaan. Want dit is werklik goeie nuus. Dat daar goeie nuus is vir die verlorene, die een wat geen hoop het, en die werk wat Jesus Christus vir ons kom doen het. En ek gaan dit vandag probeer uitpak vir ons in deel 2 van lewe. Nou die van julle wat deel 1 gemis het Vrydag, ek gepraat oor strome van lewende water wat in die kruis ontsluit is, dat Jesus hierdie strome op strome in die ewigheid instuur om vir my en jou lewende water te bring. Maar opstanding Sondag los ons met 'n baie filosofiese vraag van dat as Jesus Christus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring en die werk is afgehandel, hoekom moes hy opstaan? As die prys van die offer genoeg was, hoekom moes hy opstaan? En ons het Vrydag gekyk na die beeld in die Ou Testament en ek gaan vinnig net gou vir jou verduidelik. In die Ou Testament het hulle 'n moment gehad wat hulle genoem het Versoeningsdag of die dag van versoening. Waar die volk bymekaar gekom het en hulle het 'n lam gebring, 'n vlekkelose lam, en ook 'n sondebok, 'n skytgout, gebring na die hoofpriester toe. Die lam is geslag as 'n offer en die sondes van die mense op die sondebok gesit. Hy is in die woestyn ingejaag om daar dood te gaan. Nie een van daai twee diere het ooit weer teruggekom. So hoekom is dit so dat Jesus ook die prentjie van die hoofpriester dan ingaan, hoekom moes hy opstaan uit die dood uit en lewe? En ek gaan dit vandag probeer uitpak, die rede hoekom dit belangrik is, want sonder daai opstanding is eintlik vir ons geen hoop. Want jy sien, toe Adam en Eva hulle skepingsdoel mis en 'n verloor wat God vir hulle kom gee, gebeur iets in die skepping. Dood raak ons deel. Die mens was nooit geskaap om te sterf nie, ek weet nie of jy dit geweet het. Maar dood kom in die wêreld en ons sien dit, van die dag wat jy gebore is, jy gewaarborg, ergens gaan dit eindig. Party vroeg, party het 'n lang en 'n vol lewe, maar ergens gaan dit eindig. In Romeine 6, vers 23, sê die volgende, presies hierdie uitspelling, dit sê die volgende, want die loon van die sonde is die dood. Daar is 'n prys of 'n opkoms wat jy kry as gevolg van sonde. Daar is gevolge vir dit wat jy dink, doen en sê. En onthou ons het laas 'n bietjie daar gepraat vir die dinge wat jy nie doen, nie dink of nie sê. Daai selfs die goed wat jy moes gedoen het en dit nie doen nie. Die loon van die sonde is die dood. Maar dankie vir die maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Maar die loon van die sonde is die dood. Maar die genade van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Nou ek gaan vandag dalk 'n paar radikale of selfs kontroversiële dinge sê. Nommer 1. Sê dit, ek gaan dit sê. Ek jou sê. Nou in Filippense 2, ons het Vrydag daaraan geraak, sê die Bybel, God het dit geen oor Jesus het dit geen roofwaag om aan God gelyk te word nie, maar hy het homself ontledig van homself. Ons moet verstaan, hy het nie sy heiligheid, sy godheid opgegee nie, maar hy het ten volle mens geword. En hy was ook ten volle God op dieselfde tyd, want toe hy homself praat, sê hy, ek lê my lewe neer op my eie en ek tel dit weer op. Niemand gaan dit by my vat nie. Hy is nog steeds God. Maar jy moet een ding moet jy baie mooi verstaan van Jesus Christus in die volheid van sy godheid. Nou hierdie gaan ook baie radikale kontroversieel klink. Maar Jesus kon nie in die volheid as God hel toe gaan nie. Dink gou oor. As Jesus as God hel toe gaan in die volheid van God, wat sou van die hel geword het? Dink gou prakties. Dit sou die hemel word. Nou gou oor. Okay.
Want hy's heilig, 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 daar is geen duisternis in hom nie, geen sonde, daar is niks in hom wat uitleidend is nie. Alles van dit is God, goed en God. Maar nou gaan hy, nou moet jy die prentjie verstaan. Vrydag sien ons die prentjie dat hy die wraak, die sonde van die verlede, die toekoms en die nou op homself vat, soveel sodat dit duisternis word. Hy vat alles op homself. Maar nou wil ek met hierdie prentjie sien vir die van jou wat in die weermag was. Dis asof hy 'n bietjie politoer vat en hy's besig om homself te kamoufleer met sonde. Want as hy is die volheid van God hel toe gaan word die hel die hemel. Nou moet hy gaan as sonde. Wat sê Korintiërs 2 Korintiërs 5:21? Nou die van julle wat my al langer as 'n week weet, dis my gunsteling vers in die Bybel. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. So hierdie prentjie aan die kruis gebeur, God vat sy seun en hy maak hom sonde vir ons. Dis 'n ongelooflike realiteit. Jesus kamoufleer homself met sonde. Hy vat jou hele storie, vat hy op homself. Hy vat my hele storie, vat hy op homself. Die verlede, die toekoms, die nou, hy vat dit alles op homself. Maar een ding moet jy baie mooi verstaan van Jesus as God. Sonde was ten volle op hom, maar dit was nooit in hom nie. Jy moet dit mooi verstaan. Sonde was ten volle op hom, maar dit was nooit in hom nie. Sonde was ten volle in my. Nou vat hy daai, hy sit dit op homself. Nou gaan ek net met hierdie prentjie sien. Hier is 'n dramatiese prentjie. Nou sak hy af in die ewige verderf. Met hierdie las van sonde op hom. En ek dink elke demoniese mag en selfs die duiwel dink, hey, ons het hom, die seun van God, vir jou. En weet jy, toe Jesus daar instap, dis in my weergawe. Toe stap hy aan, en toe hulle vreugde baie vinnig verander. Sê ek kom nou hier in en ek het 'n aflewering om te maak. Ek wil nou mooi luister. Die klag wat jy teenoor hier het, ek bring dit nou vir jou terug. Daar's dit. Die sonde wat hy gedoen het, ek het dit gevat. Ek kom bring dit terug vir jou. Kry vir jou, vat dit terug. Dit wat hy teen jou hou, dit wat hy teen jou kon gehou het, vat Jesus, en hy sak af in die verderf, en hy gaan sit dit daar neer. En weet jy wat, nie net sit dit daar neer nie, hy los dit net daar. Hy bring dit nie saam nie, hy los dit net daar. Is klaar, is afgehandel. Want die loon van die sonde is die dood. Iemand moes gesterf het. Elkeen van ons wat ouer is as 'n kind weet die volgende, daar is gevolge vir optrede. As jy skuld maak, moet jy dit ergens betaal. Weet nie van julle elke maand 'n SMS van die bank af kry nie, daar is dit weer af. Daar is hy weer af. Daar is hy weer af, en dan gebeur dit wat baie gebeur in dispatch, aan die einde van hulle geld moet hulle baie maand oor. Verstaan? Dit gebeur met baie van ons. Want as jy skuld maak, moet dit mos betaal word. Maar hier is die rykdom van sy genade. Die skuld wat jy gemaak het, kom betaal hy vir jou. Daai mooi ding wat op Vrydag gebeur, hy sê, dit is wonderlik, net 'n les daai, dis 'n wetlike skrif wat hulle geskryf het op goed as skuld betaal is afgehandel, dis betaal. En hier kom hy, bring hy hele las. God maak hom dit en hy sak af in die doderyk. En hy sê vir die vyand, ek het 'n aflewering vir jou. Dit wat jy wil gebruik in die mensdom, jy het geen mag meer daar nie. Hier sit nou terug. En dit bly net daar. Hoekom staan hy op? Ek gaan vir ons 'n paar stukke vir ons lees. Romeine 4 vers 25. Wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. So hy is oorgelewer te midde van ons misdade en hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Sy opwekking maak ons regverdig. Kom ons gaan terug na die profetiese beeld in die Ou Testament. Hierdie lam wat geslag word en die sondebok, al die sondes van die mense vir daai jaar wat op daai arme bok gesit.
En daai arme bok, hy was al besig in die veld, besig om sy eie probleme uit te sorteer. Hier kry jy toe om sy nek, nee, jy moet na tabernakel toe gaan. Jy gaan almal se sondes dra. Wat het ek gedoen? Nou jaag hulle nog in die woestyn op waar die diere van die veld en die voëls van die lug moet opeet. En nou wat gebeur is met daai bloed van daai lam wat geslag is, dan gaan die hoofpriester en hy sprinkel dit in die allerheiligste. Die altaar. Hy sprinkel dit op. En dan wag die mense met reikhalsende verlange, wag hulle buite, maar die hoofpriester moet uitkom, en as die hoofpriester nie uitkom nie, dan beteken dat die offer was nie goed genoeg nie. Dit was 'n verskriklike ding. Dis hoekom hulle granate aan hulle gedra, nie handgranate nie, hoor, dit was granate wat kon skit. Het hulle aan hulle gedra en klokkies, en die mense buite kan hoor, hy beweeg nog, hy sit hulle het 'n tou om hom vasgemaak, en as hy doodgaan, dan sleep hulle hom uit daar binne. Ek dink dit was altyd die lekkerste dag waar die hoofpriester na toe uitgesien het. Want as iemand daar 'n lammetjie aangebring het wat daar 'n probleem mee was, dan was dit 'n probleem. Maar nou sien ons hierdie prentjie, hierdie beeld van Jesus Christus, wat hierdie werk kom doen. Hy's opgewek terwille van ons regverdig maak, om ons te regverdig. Hoor wat sê, ek hoor dus 15, wat omskryf Paulus, en hy sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. As Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan ons baie vrae oor die opstanding. Party gelowiges sê hulle het sy liggaam gesteel. Dis die offisiële narratief. Islam sê hy het uitgeruil, moet dit sê, hy het uitgeruil. Jesus het nooit gesterf. Hy het uitgeruil. So daar's baie stories oor wat gebeur. Maar hierdie selfde Paulus, hulle skryf dat selfs later het Jesus aan 500 mense verskyn. Op een slag. 500 mense en sy disippels, en almal van hulle het gesê, ek kan my doodmaak, ek het hom gesien, ek het hom gevat. Maak hom maar dood. Nie baie mense sal sterf vir alleen nie. Dus jy weet, is nie waar nie. Maar as iemand vandag met jou moet vra, is dit 'n voorbeeld, ken jy Renier Kleinsmid? Ja, ek ken Renier Kleinsmid. Dan sê maar jy doen nie, Renier Kleinsmid bestaan nie. Jy sê maar sê, van jou kop af. Ek sien hom op Sondag, of elke 4de Sondag van julle. Ek seker af van is hy. Maar Paulus kom skryf en hy sê, as Jesus nie opgewek het nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Hoekom sê hy dit? Hy sê, dan is ook wat in Christus ontslaap het verlore, die wat gesterf het is verlore. En as ons net vir hierdie lewe op Christus dan hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Hy sê, as daar nie 'n opstanding was, hy sê, en ons het net hoop vir hierdie lewe. Hy sê, as ons die ellendigste mense op aarde. Danksy God, my hoop is ewig. Ek hoop dat ek 'n lang en vol lewe gaan leef. Ek hoop dit. Ek hoop om my 8 kleinkinders te sien. Ja. Ek het nie 2 kinders. En ek hoop om nog my agterkleinkinders te irriteer. Ek hoop dit. Maar wat ook al met my gebeur. Kyk, ek kan dit vandag met jou sê, en ek sê dit met groot deernis, as vandag die laaste dag op aarde is vir my. My hoop is ewig. My hoop, ons hoop is nie tydelik nie. Want hy het opgestaan. En die krag van sy opstanding sê juist dit. Die dood het nie eens meer hou vas oor ons nie. Hoor jy dit so mooi vir ons gelees, daar waar Jesus Lazarus opwek, hy sê, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En die wat lewe, sal lewe tot in ewigheid. Prys die Here, man. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van mense. Maar kyk wat sê hy, maar nou, vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Wat 'n belofte. Hy is die eerste ene wat uit die doodheid opgestaan het. Jy moet hierdie profetiese beeld met jy snap volg, want dis hoe ek braai ergens begin het, sê, van my gesin op regtig by my Here maak geloop dat jy hierdie kan sien. Hy is die eerste een wat uit die doodheid opgestaan het. Hierdie profetiese beeld.
Handelinge 2 vers 24 sê die volgende: Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Gaan dit weer lees. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, die toue van die dood, die kettinge van die dood, die goed wat die dood gemaak het. Christus het dit ontbind, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Jesus Christus is die outeur van lewe. As jy Johannes 1 gelees, in die begin was die woord was by God en die woord was God. In hom is alle dinge geskape, niks is geskape wat nie in hom geskape is. In hom was lewe, hy is die lewe. Kyk, jy moet hierdie iets verstaan van die krag van Jesus Christus. Jesus Christus is nie net lewendig nie. Hy is die lewe. En as jy lewe en die dood aan mekaar gaan sit, dan sê die Bybel vir ons, maar die dood kon hom nie vashou nie, want hy is lewe. Sy liggaam het gesterwe. Dit het hom nie eens gekeer nie, want hy is lewe. En nou het ek in hierdie ewig gehoop, wat beteken dit vir my? Hierdie vrees vir die onbekende, die dood, ek gaan sterf, wat gebeur hierna? Niemand van ons hoef bang te wees nie, want hy is lewe. Jy sien, en ek sê hier nou versigtig, maar ek sê dit mooi. Dis hoekom ons deesdae, ek hou daarvan, ons noem dit 'n gedenkdiens, as iemand sou sterf. Of 'n lewensviering. Hoekom? Net my liggaam is weg. Ek lewe nog steeds. Die van ons, ek is die opstanding in die lewe, die wat in my glo sal lewe al het hy ook gesterf. Dis 'n ongelooflike belofte. Dat nie net in die sonde van die mens gevat en daar gaan los nie, hy het dit daarmee gedeel nie, hy het ook die krag van die dood gebreek. Dat Paulus kan sê, want as ons hoop net tydelik was, dan was ons maar bitter ellendig. Maar ons hoop is nie tydelik nie, ons hoop is ewig. Ons hoop is ewig. Romeine 1 vers 4 sê die volgende: En na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dood, Jesus Christus ons Here. Hy het met krag verklaar dat die dood geen houvas op hom het nie. Romeine 6 vers 9 en 10. Omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers nie meer oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. Dit was iets wat ons mooi moet verstaan. Dat sonde was op hom, nooit in hom nie. Die dood het sy liggaam gebreek, maar dit kon hom nie hou nie, want hy is lewe. En in die krag van sy opstanding raak daai belofte nou my en jou deel. Ek gaan vir jou 'n storie vertel, ek gaan dit vir jou probeer verduidelik. Hoe ek het verstaan. As jy vandag 'n gelowige is jou ou lewe ook in 'n graf. As jy vandag 'n gelowige is jou ou lewe ook in 'n graf. Alles wat jy gedoen het, alles wat jy gedink het, alles wat jy gesê het, is saam in 'n graf in, al 2000 jaar terug. Moes skop jou verder. Jou begrafnis, as jy 'n gelowige is, jou begrafnis is reeds verby. Het jy al met my gehoor? Sê ek gaan 'n paar radikale goed sê vandag. As jy 'n gelowige is, jou begrafnis is reeds verby. Jou begrafnis was 2000 jaar terug al. Was jou begrafnis. In hierdie beeld van wie jy was, dis alles saam met hom aan. Daai mens, daai man, daai vrou, is saam met Jesus begrawe. Dis weg, dis toegesluit agter 'n klip, dis verseël, dis geberge. Dis nie bestuur nie.
Dis nie 'n berading nie, dis nie 'n afbetaalprogram nie. Dis nie 'n dead rescue nie. Dis niks van daai goed nie. Dis in 'n graf in verseël. Toegemaak, begrawe, dis onder 'n klip, dis weg. Dis jou storie. As jy geloof. Maar dis die een gedeelte van daai storie. Dis die ingang van daai storie. Dis die uitkom van daai storie. Dit is die ou mens. En Jesus in 3 dae in daai graf van doodse stilte en gister het 'n stil Saterdag genoem. En dit was 'n stil dag, selfs in my eie gemoed. Nou moet jy mooi verstaan, toe beweeg daar 'n rots. Daar beweeg 'n klip. En ek wil vir julle lees wat gebeur daar. Johannes 20. Jy kan dieselfde gaan lees in Johannes 28. Dis die opstandingsdag. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, dis Johannes, en sê vir hulle die Here uit die graf uit weggeneem. Ons weet nie waar hulle hom gaan neerlê. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit die graf en kom by die graf. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop. Vinniger as Petrus en het eers by die graf gekom. Dis 'n baie komiese stuk in die Bybel. Dis asof Johannes dit nie inskryf, ek is vinniger as Petrus. En terwyl hy dis Johannes, en terwyl hy neerbuk, sien hy baie belangrik, sien hy die doeke lê. Maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien ook die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol en op een plek afsonderlik. Daar by die ander disipel wat eers by die graf gekom het, ook ingegaan, gesien en geglo. Jy sien toe hy rots beweeg, stap Jesus uit. Maar die ou klere, is baie belangrik, los hy daar. Josef van Arimatea het hom kom afhaal. Jy kan die gewig van sy liggaam lê op sy skouers. Nikodemus, as ek dit reg het, ek het 75 pond balsem gebring hom, te balsem, en hulle bring hom, hulle draai hom toe in hierdie linne, die gewig van hierdie oomblik, en hulle sit hom in 'n gat en hulle maak dit toe, hulle sit hom in hierdie grot en hulle maak hom toe, hierdie graf met 'n klip, word geseël. En Jesus loop daar uit en die linne bly daar lê. Dis bietjie anders van hoe Lazarus daar uit is, nee. Daai stukkie in Johannes, hoe Johannes 11. Hoe is Lazarus daar uit? En op sy lappe aangaan. Dis baie keer hoe ek en jy lyk, nee. Ons haal asem aan die dood, hou nog so 'n bietjie vas aan ons. Hulle moes vir Lazarus aflap. Wonder of het hy gerol, of het hy gehop, of hoe is die man nou uit? Dit moes seker 'n gesig gewees het. Maar wat doen Jesus? Jesus se lappe bly agter. Dit wat mee gedeel is mee gedeel. Ek loop vry daar uit. Loop afgehandel uit, ek loop skoon daar uit, ek loop klaar daar uit. Alles wat mee gedeel moet word, is mee gedeel. Kerk, jy moet mooi verstaan, dis die verskil tussen godsdienst en opstaan. Daar is 'n groot verskil. Jy sien godsdienst sê, werk nog laagie vir laagie, lappie vir lappie. Werk, doen beter. Maak het net, bestuur jou sonde, as ek môre net nog harder probeer, gaan ek okay wees. Dis wat godsdienst sê. Jy sien opstanding sê, die man wat in die graf ingestap het, is dood. Dis wat opstanding sê. Die man wat in die graf ingestap het, is dood, en die een wat uitstap, ken hom nie meer nie. Ek praat van jou hoor. Die een wat in die graf instap, is dood. En die een wat uitstap, ken hom nie meer. Jy sien, wat het hy nou geword? Hy het die eersteling geword van die een wat opgestaan het uit die dood. Daar gaan nou baie kom, wat
'n nuwe lewe gaan opstaan. En as jy vandag verstaan die krag van die werk van die kruis en sy opstanding, en dat jou begrafnis reeds 2000 jaar terug was vir die gelowige, dan kan jy elke dag aktief leef as 'n vrye mens. Totaal vry. Dis wat opstanding sê, die wat in die graf ingestap het, is dood, en die wat uitstap, ken hom nie meer nie. Daar is ook 'n verskil tussen wet en genade. Die wet sê, die ou, jy moet net gefiks word, dat ons jou net beter maak en upgrade en oorverf en oordoen, en dat ons net dit doen, dat ons net bietjie mooi maak. Genade sê, hy is geseël in 'n graf. Ek kom nie terug. En wanneer jy die krag van die opstanding verstaan, of verstaan jy wanneer die vyand by jou kom staan, is my goed is gelos in die ewige verderf. Ek geen aanklag meer teen my. Gelowige, verstaan jy dit? In die afgehandelde werk van Jesus Christus, die vyand het geen aanklag meer teen jou nie. En hierdie is nie 'n goedkeuring vir jou om vorentoe te gaan nou na vandag se diens en om in ongeregtigheid te leef nie. Maar ek wil hê jy moet vandag besef, met die gewig wat dit beteken, is die afgehandelde werk van Jesus Christus, beteken werklik is afgehandel. Die dag van versoening in die Ou Testament moes elke jaar gebeur. Want die bloed van bokke en stiere was net vir 'n tyd. Nou is die bloed permanent. Een keer, vir altyd, vir almal wat glo. So hier is die skok, en dis nou die derde kontroversiële ding wat ek gaan sê. En ek wil jy moet mooi verstaan, want as jy die gewig van dit verstaan, dan gaan dit jou vol met agting. Onthou wat ek vir julle, toe ons gepraat het oor ons reeks heerlikheid, die genade van God trek ons, maar die vrees van die Here hou ons. Hierdie woord ons vol met die agting en die grootheid van God wat hy vir my gedoen het. Die prys wat hy betaal het, is permanent afgehandel. Hebreërs sê, daar is nie nog 'n prys wat betaal kan word nie, of 'n offer wat gebring kan word nie, dit is finaal, dit is afgehandel. So hier is die kontroversiële ding. Glo jy? En ek vra jou in jou wese, glo jy dat Jesus Christus gesterf het vir al die ongeregtigheid, sonde, skande en seer wat jy gedoen het? Glo jy? OK, die meeste van julle. Maar kom ek skok jou gegaan. Hy het ook vir alles gesterf wat jy nog gaan doen. Amen. Dit is nie geen die mensvrye teels nie. Ek wil net met my mooi, maar dit vul jou met 'n vrymakende hoop. Dat dankie Here dat ek losgekoop is. Kon ek sê ek is duur gekoop. Dit het 'n prys gekos. Die ketTINGS is ontbind, is oopgemaak, is losgemaak, die deure van die tronk staan wyd oop. Die rots is weggerol, die uitnodiging stap net uit. Die ou mens is klaar. Ek is klaar, ek is die opstanding in die lewe, weer my glo sal leef, al het hy ook gesterf. Dit gee my die lisensie, maar as iets in die opstandende krag van Jesus Christus. Anders was ons hoop net tydelik dat hy my vergewe het van my sonde, maar hy kon my nie red van die dood nie. Maar nou staan hy op, want hy is lewe. En nou verstaan ek, my begrafnis was al 2000 jaar terug. Hier is 'n ding wat jy dalk nog nie verstaan nie. Ek is nou kontroversieel vandag, of radikaal, ek kom eens ook. Nog 'n ding, wat jy moet verstaan as jy 'n gelowige is. Jou ewige lewe begin nie die dag as jy sterf nie. Yes. Jou ewige lewe begin nie die dag as jy sterf nie. Jou ewige lewe begin by jou wedergeboorte. Daar begin jou ewige lewe. So wanneer jy sterf, is dit net hierdie ding. Maar dis mos nie ek nie. My vrou dink is ek. Dis nie ek nie. Ek's baie mooi is. Hoe weet ek
Dis nie ek nie. Kom ek verduidelik vir jou, dan het jy my vraag. Hoopelik sterf ek eendag baie lank van nou, met my agterkleinkinders om my. Maar as die begrafenisondernemer by die huis aankom, word gemooi. En hulle vra vir my Joanie, mevrou, wil jy graag 'n renier hier hou by jou? As sy nog by haar ten volle sinne is, want ek hoop sy is. Want my vrou is ouer as ek. Gaan my vrou sê, nee, hoekom? Dis nie hy nie! Dis nie hy nie! So ek wil hier met iets mooi verstaan, van die opstandende krag van Jesus Christus, by jou wedergeboorte, vir elkeen wat glo, raak lewe, ewige lewe, dadelik jou deel. En dan verstaan die gelowiges, my ou natuur, die ou ek, daai wat in die kroeg gesit het, daai wat môre gesê het, nee, ek gaan nie weer nie, daai wat vir homself gesê het in die spieël, ek gaan nooit weer terugsoek nie, ek gaan dit nie weer doen nie, ek gaan dit nie weer drink nie, ek gaan nie meer daar wat nie, gaan nie daar kyk nie, ek gaan nie weer sê nie, ek gaan nie weer steel nie, ek gaan niks van daai goed doen nie. Daai mens verstaan, al daai dinge was in 'n graf toegesluit. Amen. En dit bly net daar. Amen. Dis klaar. Nou het hy die eersteling geword van die opstand. Wanneer ek wedergeboorte is, staan ek op saam met hom as nuwe mens. Die klip is weggerol. En die een wat daar uitstap, is nie dieselfde as die een wat daar aangestap. Dis die werk wat hy in die mens kom doen. Dis die krag van sy opstand. Want wanneer hy ons vry maak, maak hy ons waarlik vry. Romeine 6 het ek nou vir jou gelees, ek wil vers 11 ook net vir jou lees. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here, wat ek net vir jou verduidelik. Maar so moet julle ook reken, dat julle wel dood vir die sonde is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. As iets in die krag van die opstanding. Sê dat sonde is mee gedeel. Die krag van die dood is gebreek. Dat elke gelowige, en ek weet nou nie ook, elke gelowige, jong of oud, jy het niks om voorbaan te wees nie. Want my hoop is ewig. En by my wedergeboorte begin my ewige lewe alreeds. En ek verstaan, hier diep binne my wese, dit is alles saam met Jesus. En wanneer ek bedoel alles, bedoel ek alles. Ek bedoel die eerste 45 jaar van 'n mens se lewe. En hopelik die volgende 45 jaar van my lewe as ek lank geleef. Alles is voorbetaal. Alles is meer gedeel. Dis wat ek sê, dis wat die Bybel sê. Is meer gedeel. Jy het nodig gemis. As daai rots wegrol, 'n nuwe lewe begin. En dit waartoe my nooi. Gaan ek die lappe daar los. Ek gaan nie terug na die ou lappe nie. Ek is klaar. Ek leef as 'n nuwe mens. En dit is Jesus kom doen het. Die krag van sy opstanding sê, nou gee ek my nie net 'n tydelike hoop nie, maar 'n ewige hoop. Ek wil vir ons 'n gedeelte lees, 'n laaste gedeelte, en ek wil jou vra dat jy saam met my gaan staan om dit te ontvang. Ek wil hê met mooi fokus in wat ek nou gaan lees vir jou. En ek gaan dan al 1 of 3 keer lees, maar ek wil dalk net jou oë sluit, maar neem jou gedagtes nou gevange, moenie nou wegdryf nie. Hoor wat ek nou vir jou wil lees oor die werk van Jesus Christus. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde
waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak. Lewend gemaak. Hy het jou lewend gemaak, saam met Christus. Uit genade is jy gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele, in Christus Jesus. Dus baie van julle wat dalk nie daai dag hier was nie. Ek wil jou weer herinner. Daar is 'n verskil in posisie vir die gelowige. Ek is nie meer 'n sondaar nie, want dit is sondaar. Ek is nou Christen. Ek is saam met hom opgewek. En ek sit saam met hom in die hemelse plek. En die uitnodiging is, hoe leef 'n vry mens? Vry. Hoe leef 'n opgewekte mens? Opgewek. Hoe leef 'n lewendige mens? Vol lewe. Die ou mens is in 'n graf. Paulus kom skryf dit oor homself in Galasiërs 2 vers 20. Ek is saam met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En as jy dit glo vandag, wat ek vir jou sê, jou ou lewe is mee gedeel. Daai dinge wat jou so kom jaag in die ander, dat jy nie meer kan slaap nie, ek wil vir jou sê, man, daai goed is mee gedeel. Vrou, daai spyt wat jy saam met jou dra, daai goed is mee gedeel. Jesus Christus word dit gemaak vir jou. Hy vat dit alles op hom, en hy sak af in die verderf, en hy vat dit terug vir die vyand, en hy sê, vat terug jou goed, los my mense uit. Jy het geen meer reg om aan hulle te vat, jy het geen meer reg om hulle aan te klang, en nie net dit nie, gee die sleutels van die dood ook sommer terug. Jy gaan nie meer kom vat en hulle kom bang maak met die onbekende nie. Jy gaan nie eens dit meer kom doen nie. En my pleit vanoggend is waarmee ek begin het. Die Here jou oë sal oopmaak om dit te sien. Die Here jou ore sal oopmaak om dit te hoor. En wanneer die uitnodiging van die ou mens weer kom, dat jy met oortuiging sal reageer. Hy is begrawe. Sy is begrawe. Daai is mee gedeel. I am not going back. Ek het saam met hom opgestaan. Ek is saam met hom opgewek. Ek is saam met hom lewend gemaak. En ek sit nou saam met hom. Hy is die eersteling. Ek is saam met hom. Kyk, dis die krag van die opstanding. In die voorbeeld van Jesus Christus, as hy nie opgestaan het, was ons regverdiging weg. Maar hy het opgestaan. Nou is daar regverdiging vir jou. Want God het hom, wat sonder sonde was, sonde gemaak vir ons. En wat sê die Bybel? Sodat ons nou die geregtigheid van God in Christus Jesus kan wees. Amen. Dankie Vader vir die krag van die kruis.
Maar dankie Here vir die opstanding. U is die opstanding en die lewe vir elkeen van ons wat glo. Glo jy dit? Amen. Ek gaan jou vra, kom ons neem asseblief.